Goeiemôre broers en susters, baie welkom hier by ons aanlyn erediens. Julle moet maar verskoon as my stem so 'n bietjie bewe hier en daar. Die winter het nou ordentlik aangebreek hier in Kempton Park, maar ons glo dat ons weer die Here se teenwoordigheid sal beleef in hierdie oggend. Ons gaan vanmôre begin deur saam te sing as ons votum uit lied 163. Ons gaan hom 2 keer sing, dan gaan die Here ons groet deur die uitspreek van die seën. En dan direk daarna sing ons loflied, Psalm 100 vers 1 tot 4 en daarna gaan ons saam ons geloof bely. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes. Die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre na die eise van die Here steeds uit die bergrede. Ons kom vandag by Matteus 7 en ons lees uit Matteus 7 vers 1 tot 6. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie, hulle sal omspring en julle verskeur, en moenie julle parels voor die varke gooi nie, hulle sal dit met hulle pote vertrap. En hierdie eis van Jesus Christus om nie te oordeel nie, het eintlik in die laaste tyd snaaks genoeg baie relevant geword. Ons sien deesdae hoe baie mense eintlik baie veroordelend na ander mense kyk, om verskillende redes. Mense veroordeel eintlik ons regering deesdae baie oor die manier waarop hulle die virus en die inperkingsmaatreëls hanteer, en selfs onderling, ook onder Christene in kerke, kry ons hierdie veroordeling, mense wat snaaks na mekaar kyk oor watter gemeentes nou begin het om eredienste met hulle 50 mense te hou, en ander gemeentes wat besluit het om dit nog nie te doen nie. En dan is daar die belangrike uitspraak van Jesus in die verband. Hy sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit. Implikasie wat Jesus hier duidelik stel, is dat natuurlik kan ons na mense kyk en ons moet hulle reg help, maar om dit in liefde te doen, moet ons eers na onsself kyk, en dit is die belangrike beginsel. Kyk eers na jouself, haal die balk uit jou eie oog uit, want dan, sê Jesus, dan kan jy beter sien, sonder die balk in jou eie oog, om in liefde die ander persoon met die splinter te help. Dit is 'n belangrike deel van God se liefdeseis, om ook op die regte manier om te gaan met hoe ons na ander mense kyk, en hoe ons hulle optrede beoordeel, en ons moet seker maak dat ons beoordeling nie 'n veroordeling word nie, want die Here sê duidelik, selfde oordeel waarmee jy oordeel, met daardie selfde oordeel sal jy geoordeel word. Kom ons sing ook nou van die liefde van God, en ons liefde onderling vir mekaar, in lied 530, vers 1 tot 3, en dan gaan ons saam bid, en direk na ons gebed gaan ons saam sing uit Psalm 25, en ons gaan daar sing vers 2. Nou lied 530, vers 1 tot 3, na ons gebed, Psalm 25, vers 2.
Almagtige Vader, ons dankie opnuut dat ons U kan aanroep in ons gebede en dat ons kan weet, U luister na ons met 'n oor van ware liefde, ware genade, op grond van die versoeningswerk van die Seun Jesus Christus. Vader, help ons altyd om met hierdie besef van ons harte na U te kom, met die besef dat ons niks van U verdien nie en dat alles wat ons van U kry, net genade op genade is. Vader, ons dankie dat U genade so wyd strek, dat U genade ook sigbaar word, deurdat ons U eie stem kan hoor, wanneer ons met U woord besig is. Ons wil bid opnuut, Vader, dat U wêreldwyd die woordbediening sal seën, waar die behoefte na U woord so groot is in hierdie tyd, en waar U woord soveel leemtes vir ons moet vul. Wil ons bid, Vader, dat U ons oop ore sal gee en oop harte, sodat ons U woord kan hoor, maar ook in die geloof kan ontvang. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons skriflesing vanmôre is weer uit Johannes 4 en ons lees vers 19 tot 24. Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem." Jesus sê toe vir haar: "Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid." Ons lees tot sover. Ons het nou reeds ver gevorder met die gesprek tussen Jesus en die Samaritaanse vrou daar by die put, en ons het verlede week gesien hoe Jesus haar sonde vir haar bloot lê om te wys daarop dat sy reeds haar 6de man het en dat sy en hierdie man dan ook nie getroud is nie. En nou in hierdie deel van die gesprek is dit asof die vrou eintlik so half die onderwerp wil verander. Nadat Jesus vir haar gesê het, ja, sy het die waarheid gepraat, die man wat sy nou het is reeds haar 6de man en hulle is nie getroud nie. Toe kom sy en sy begin eintlik oor iets anders praat. Aan die een kant sê sy vir hom, ja, hy is 'n profeet, want dit het die kennis wat hy van haar het vir haar duidelik gemaak, maar aan die ander kant begin sy oor 'n ander onderwerp praat. Dit is duidelik dat sy nie verder oor haar sonde met Jesus wil gesels nie, en dat die lewende water wat hy vir haar aangebied het, dus nog inderwaarheid nie heeltemal vir haar beskore is nie. Maar haar antwoord in Johannes 4 vers 19 en 20 bring ons dan by 'n nuwe belangrike deel van hierdie gesprek. Die vrou het vir hom gesê, en lees ons, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem."
Ons moet nou onthou, Jesus praat natuurlik hier met 'n Samaritaanse vrou. Hy is in Samaria, die gedeelte tussen Judea, waar hy nou by die Paasfees was, en Galilea, waarin hy op pad is, daar waar hy groot geword het. En ons het ook al reeds gesien vroeër, dat die Jode en die Samaritane nie van mekaar gehou het nie, hulle het nie met mekaar omgegaan nie. En daar was maar historiese redes daarvoor, maar wanneer die vrou hierdie woorde vir Jesus sê, en hierdie vraag vir hom vra, wanneer ek sien dat jy 'n profeet is, praat met my oor hierdie feit dat ons voorouers sê, aanbid op hierdie berg, en die Jode sê nee, ons moet na Jerusalem toe gaan, dan is hy eintlik besig om een van die groot strydpunte wat op daardie stadium nog bestaan het, tussen die Jode en die Samaritane eintlik op te haal. En dit was die vraag oor, moet ons in Jerusalem by die tempel op Sions berg aanbid, of moet ons, soos wat die Samaritane gesê het, in Gerizim berg aanbid? En hierdie hele vraag het eintlik 'n lang oploop gehad. Ons het dit ook al van tevore genoem in 'n preek. Dit het alles begin jare terug, nadat Israel uit ballingskap teruggekom het, en hulle begin het om die tempel te herbou. Toe het die Samaritane, wat 'n mengelvolk was, wat ontstaan het tussen heidenvolke en Jode wat agtergebly het in die tyd van die ballingskap, toe het hulle gekom na die Jode toe en gevra, hulle wil help bou aan die tempel, help met die herbou, maar die Jode het gesê nee, want hulle het gevoel dat die Samaritane ook, net soos hulle 'n mengelvolk was, ook 'n tipe van 'n mengelgodsdiens gehad het. Hulle het die Joodse godsdiens aangehang, maar het ook vermeng met heidense godsdienste. En hulle het besluit, nee, ons wil nie die Samaritane moet help bou nie, of hierdie voorgeslagte van die Samaritane. En dit het toe 'n stryd tussen die volke laat ontstaan, wat van toe af eintlik nooit weer opgelos is nie. En die Samaritane het toe gegaan, en hulle het op Gerizimberg, het hulle vir hulle tempel gaan bou, en toe besluit, goed, ons gaan nou maar daar aanbid, en ons wil niks te doen hê met die tempel in Jerusalem nie. En interessant genoeg, teen die tyd wat Jesus op die aarde was, is die tempel by Gerizimberg al verwoes gewees, maar die Samaritane het aangegaan, hulle het op die berg bly aanbid, en hulle en die Jode het soos kat en hond oor hierdie hele kwessie nog steeds gestry en beklei. En die interessante ding is, dat die Samaritane eintlik nog 'n goeie puntbeet gehad het. Ons lees daarvan in Deuteronomium 27. In Deuteronomium 27 het die volk, toe hulle in die beloofde land ingetrek het, by hierdie twee berge wat so langs mekaar staan gekom, Gerizim berg aan die een kant, Ebal berg aan die ander kant. En in opdrag van die Here het die volk toe in twee gedeel, die stamme het in twee helftes gedeel, en op die twee berge geklim. En by Gerizim het die stamme wat daar staan gesê, as julle die wet van die Here gehoorsaam, dan sal die Here julle seën. En op Ebelberg het die stamme wat daar staan uitgeskree, en so het hulle vir mekaar eintlik geskree dat dit gehoor moes word. Die wat ongehoorsaam is in die wet, sal vervloeking van die Here kry. En Gerizimberg het dus ook bekend geword by die volk as die berg van seëning. En daarom het die Samaritane gedink, maar hulle het 'n baie goeie rede om op Gerizim te gaan aanbid. En interessant genoeg, Sigar, Sichem, soos dit in die Ou Testament waarskynlik bekend was, met die Jakobsput, was eintlik aan die voet van hierdie twee berge. So, daar waar hulle by die put gestaan het, kan ons eintlik die prentjie sien waar die vrou vir Gerizimberg kon wys en vir Jesus kon sê, hierdie berg is waar ons voorouers aanbid, maar jou voorouers, die Jode, sê ons moet gaan na Jerusalem. En dan kom Jesus se antwoord, en hy slaan so 'n bietjie die wind onder die vrou se seile uit, want hy sê op die einde vra, maar hierdie hele kwessie, die hele vraag, is eintlik irrelevant. Daar was 'n spesifieke rede voor gewees, waarom die Here gesê het, daar moet net een plek van aanbidding wees. En die een plek van aanbidding kry ons in Deuteronomium 12 vers 4 en 5, waar die Here sê,
Julle mag nie die Here julle God dien op die manier waarop ander nasies hulle gode dien nie. Julle moet na die wil van God gaan vra op die plek wat die Here julle God sal kies. Hy het al julle stamgebiede om sy naam daar te vestig en daar te woon. Daarheen moet julle gaan. En dan lees ons later na die bou van die tempel, dat die Here dan nou vir Salomo sê in 2 Kronieke 7 vers 16, en nou kies ek en heilig ek hierdie tempel, sodat my naam altyd daar sal wees, en dit altyd my sorg en my liefde sal geniet. So, is baie duidelik dat die Here Jerusalem uitgekies het en gesê, dis die plek van aanbidding, wat ek kies, die een plek van aanbidding, en dat die Samaritane dus nie eintlik 'n saak gehad het in hierdie stryd met die Jode nie. Die Bybel is duidelik daaroor. Jerusalem was die uitverkore plek. Maar dit was met 'n rede so. Want die Here het juis hierdie bepaling gemaak in die wet in die Ou Testament om die volk anders te maak as die heidense volke. Die heidense volke het soms op elke plek oor ons wil gekom met elke hoogte 'n heilige boomstam gekies en dan het hulle daar aanbid en die Here wou eintlik sy volk heilig hou. Hy wou vir hulle plek gee wat hulle afsonder van die heidene nasies rondom hulle en vir hulle gesê het, hier is die plek waar julle my moet dien. Hier is die plek waar julle moet heilig wees soos wat ek heilig is. Maar Jesus kom met sy antwoord en sê eintlik vir hierdie vrou, maar dit is nie meer heeltemal nodig nie. Want ek kom bring God se volle waarheid. En die Heilige Gees word uitgestort en die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid. En daarom gaan dinge verander. Daar gaan 'n tyd kom, sê Jesus in Johannes 4 vers 21. Daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg nie en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Heeltemal 'n ander antwoord as wat die vrou verwag het. Nie 'n antwoord wat sê die Samaritane is reg of die Jode is reg nie. Hy sê nee, op die einde kom daar iets niets. Dis nie die Samaritaanse manier of die Joodse manier nie. Julle aanbidding sal wees, sê Jesus, volgens vers 23 en 24, in gees en in waarheid. Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. Dis die nuwe manier, sê Jesus. Ware aanbidders aanbid God in die gees, of deur die gees en in waarheid. Ons moet eintlik 'n paar dinge raak sien as ons na hierdie woorde van Jesus kyk. In die eerste plek, as ons praat van aanbidding, dan moet ons net mekaar raak en dink, dit gaan spesifiek net oor gebed nie. As ons bietjie na die Engelse woorde kyk, wanneer Jesus hier praat van aanbidding, dan is dit nie prayer, of om te prys, soos om te bid, waarvan jy praat nie, maar aanbidding meer, soos die Engelse woord worship beskryf. Met ander woorde, om by mekaar te kom en God uiterlik te dien, soos wat ons byvoorbeeld in 'n erediens sal doen. Dis die aanbidding waarvan Jesus praat. Vir die volk Israel dit beteken, hulle kom vir hulle offerdiens, vir hulle uiterlike aanbidding, amptelik, gesamentlik by mekaar by die tempel. En Jesus het gesê, nee, dit gaan nie meer nodig wees nie. Daar kom 'n tyd en dit is nou, sê hy, dat ware aanbidders God nie meer by 'n plek spesifiek sal aanbid nie. Dit gaan nie oor die plek nie oor 'n kerkgebou nie. Ons kan dit nou ook doen by ons huise, ook deur elektroniese media. Dit gaan nie oor 'n plek nie, dit gaan oor die gees en die waarheid. En Jesus kom eintlik hierso en hy gebruik God se wese om dit te beskryf. Hy sê God is in sy wese 'n geestelike wese. En daarom ware aanbidding vir God staan op by die gees en in waarheid. En dan is daar 'n implikasie van wat Jesus hier sê, wat ons nie moet miskyk nie. Hy praat hier van ware aanbidders. Met ander woorde, hy sê, mens kan 'n aanbidder wees, ja. Jy kan dink en sê jy aanbid God, maar dan is jy nie 'n ware aanbidder nie. Ware aanbidders is mense wat God deur die gees
en in waarheid aanbid. En nou kom die vraag by ons op, wat bedoel Jezus hiermee as hy praat van gees en waarheid? Jezus self noem homself die waarheid. Een van sy ek is uitsprake, ons kry dit in Johannes 14 vers 6, waar Jezus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Wanneer Jezus sê, dien God in waarheid, dan praat hy eintlik van die waarheid wat hy self kom verpersoonlik het. Die volle waarheid oor God se openbaring, wat hy self persoonlik kom volmaak het. Die waarheid wat ons eintlik in die skrif kry, in die woord van God, wat sy middelpunt vind in Jesus Christus as die beliggaaming van die volle waarheid van God. En as ons dan praat van die gees en die waarheid, dan weet ons dat Jezus hier duidelik verwys na die Heilige Gees, die Heilige Gees wat aanbidding moontlik maak. Net deur die werk van die Heilige Gees kan ons God werklik in waarheid aanbid. Jezus noem ook in Johannes 14 en in Johannes 16 die Heilige Gees wat sal kom, en wat wie se kom sy voorspel, die Gees van die waarheid. Kyk maar Johannes 14 vers 16 en 17. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die koms van die Gees is eintlik 'n koms om Jesus Christus te kom verkondig. Die Gees staan nooit los van Christus nie. Die Gees kom om Christus vorentoe te stoot en daarom word die Gees ook genoem die Gees van die waarheid, die Gees van Christus, die Gees wat ons in die volle waarheid sal lei, die Gees wat eintlik vir ons daartoe bring om vir Christus in die middelpunt van ons volle aanbidding vir God te stel. En daarom moet ons ook besef dat hierdie woorde van Jesus 'n baie belangrike vingerwysing vir ons is. Wanneer hy sê die Gees en die waarheid, wanneer ons God deur die Gees en in waarheid aanbid en dan ware aanbidders is, dan beteken dit ons mag Gees en waarheid ook nooit van mekaar skei nie. Want dis die groot gevaar wat dreig in ons aanbidding. Nee, ons kan dalk kry Gees sonder waarheid of waarheid sonder Gees. Ons kan probeer om te sê ek dien die Here deur die Gees, maar nie in waarheid nie. Of ek dien die Here in waarheid, maar nie deur die Gees nie. En albei van hierdie is ewe onmoontlik en ewe gevaarlik. Wat gebeur as ons sê ek dien God deur die Gees, ja, maar sonder die waarheid? Dan is ons aanbidding vir die Here eintlik maar net emosionele opwelling. Dan gaan dit vir ons net oor hoe lekker dit voel om die Here te aanbid. Mense wat byvoorbeeld sê, ekskuus, dit is vir my so lekker om te sing in die kerk, maar ek dink nie eers oor die woorde nie. Ek weet nie, ek gee nie eers om of die woorde skrifgetrou is nie. Dit gaan vir my net oor 'n opwelling van emosies. Ek wil so naby as moontlik aan die Here voel. Dan raak ons aanbidding iets oppervlakkig, sonder werklike diepte. Aanbidding wat vir ons lekker is, maar beteken dit regtig iets vir God, wie ons eintlik besig is om te aanbid, ons Vader in die hemel, wat die Jesus Christus ons Vader geword het. Aan die ander kant weer, sou ons probeer om waarheid sonder die Gees te hê. Dan word ons aanbidding weer iets kouds, ook nie ware aanbidding nie. Dan word ons aanbidding 'n harde werklikheid van reëls en regulasies. Dan word ons aanbidding iets klinies. Dan word ons aanbidding iets sonder die liefde wat so deel is van die ware aanbidding. Dan sê jy dit kry dat mense 'n erediens bywoon en al wat hulle daar soek is om na 'n preek te luister en te sê dit is nou nie 'n goeie preek nie, nê, om krities te luister en net te dink waaroor kan hulle fout vind. Die hele godsdienstbelewing word 'n harde, koue, kliniese belewing wat op die ou einde nie ware aanbidding tot God is nie. Nee, as ons ware aanbidders wil wees, dan sê dit vir ons, aanbid God deur die Gees en in waarheid.
dan word ons gebalanseerde gelowiges, wat God aanbid, soos wat hy aanbid wil word. Dan stel ons aanbidding ons in 'n ware verhouding met God. 'n Ware verhouding met God, wat bou op die verlossingswerk van Jesus Christus, waarin die waarheid van Christus in die middelpunt staan, en waar ons oral en altyd deur die Gees van God gedryf word, waar ons aanbidding werklik Gees vervuld is deur die Gees van God, wat ons in die volle waarheid lei, werklik gedryf word, sodat ons nader kan beweeg in die verlossingswerk van Christus, dit al hoe meer kan besef en kan uitleef, ook die liefde van Christus vir ander mense kan wys, en ten diepste ware aanbidders word van God ons hemelse Vader. Amen. Kom ons dank saam. Almagtige Vader, ons dankie vir die wonder van u liefde en u genade. Ons dankie dat ons u kan aanbid, dat ons u kan Vader noem, en dat ons ware aanbidders kan wees, aanbidders deur die Gees en in waarheid. Ons wil bid dat u ons voortdurend sal toerus deur die woord, sodat ons al hoe meer kan strewe na die waarheid in ons aanbidding, maar terselfdertyd ook dat ons al hoe meer kan strewe daarna toe en kan bid daarvoor, om deur die Gees ook in ons aanbidding vervul te word. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, daar is nou 'n geleentheid vir kollekte, ook vir ons diakonale dienswerk, soos wat ons altyd het, ook hier in ons aanlyn dienste. Baie dankie vir die bydraes wat reeds ingekom het, en ons wil vra dat julle ook voortgaan daarmee, ook die mense wat van ander gemeentes na ons eredienste dalk kyk. Ons vra dat julle ook vir julle eie gemeentes sal aanhou om te gee vir die diakonale dienswerk, wat in hierdie tyd so belangrik is. En direk daarna gaan ons sing uit Skrifbereiding 1-2, vers 1-3, Skrifbereiding 1-2, vers 1-3, na die kollekte, en dan gaan die Here ons wegstuur, ook met sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.
Goed, broers en susters, kom ons kyk weer 'n bietjie na 'n paar afkondigings. Ons verjaarsdag hierdie week. Vandag het ons 'n verjaarsdagie. Chart Creer verjaar. Chart, ons hoop is vandag vir jou 'n mooi dag, 'n mooi jaar vir jou wat voorlê. Dan oom Kas Pieterse verjaar môre. Dan die 23ste het ons sommer 'n hele paar verjaarsdae. Sorensa Anderson, Joyce McLeod, Zandra Nudee en Joan Venter. Baie geluk ook aan hulle almal. So op hulle geniet daardie dag. En dan het ons die 26ste vir Elaine Dippenaar en vir Annelie Du Plessis. Ons hoop dat julle almal hierdie nuwe lewensjaar wat julle uit die Here se hand ontvang, regtig ook sal geniet en ook sy seën in julle lewens so sal beleef. Dan het ons 'n huweliksherdenking. Die 25ste het ons vir Dawie en Heidi Harmse. Dawie en Heidi is dan 4 jaar getroud. Ons is baie dankbaar ook. Tyd het ook al so gevlieg dat die Here julle vir mekaar gegee het en ons regtig ook bid dat hierdie nuwe jaar van getroud wees ook vir julle net vol liefde en seëninge sal wees. Dan net op 'n persoonlike noot, my suster is gediagnoseer met die coronavirus met COVID-19 in hierdie week. En ek wil my ook 'n persoonlike noot vir julle almal vra. Dit is nogal interessant as dit so naby aan die huis kom. En daarom kan ek nou ook uit 'n nuwe hoek uit vra dat ons almal maar vir ons hele land en veral ons mense sal bid in hierdie tyd van COVID-19. Goed, dan gaan ons ook daartoe oor om ons katekisasie te open. Ons gaan maar aan, soos julle nou al weet, vra vir die ouers om les 15 te doen. Hoërskoolkinders gaan aan met hulle boekies. Ons gaan aan aanlyn met die belydennisklas. Ons hou dit alles soos normaal. Ek wil tog net met die katekisasie opening vandag baie spesifiek ietsie met ons ouers, veral van ons kleiner kinders deel. Ek dink baie van ons vergeet bietjie dat ons kinders ook vra het in hierdie tyd rondom coronavirusse en wat dit alles nou beteken. En ek het afgekom op 'n boekie Coronavirus, 'n boek vir kinders wat deur kundiges oor see geskryf is en toe baie vinnig deur die bekende kinderboekskrywer Jaco Jacobs in Afrikaans vertaal is, en dit is nou beskikbaar as 'n gratis e-boek op die Lapa uitgewers se webtuiste. Ek het hierso so 'n vinnige maniertjie gekry hoe jy dit in die hande kan kry. Julle kan vinnig hardloop en julle selfone gaan gryp, neem sommer die skerm af. Wat jy doen is, jy kry eers Lapa se eie e-reader, soos dit genoem word, in jou Play of jou App Store, gaan laai hom af op jou foon of op jou tablet, dan gaan jy na lapa.co.za, jy registreer jou profielinligting, jy gaan druk in hulle soekfunksie coronavirus vir kinders, wat die boekie baie vinnig vir jou sal gee, jy voeg hom dan by in die mandjie, dan gaan jy na die mandjie toe en jy betaal nog steeds R0. Hy vra dan vir jou 'n klomp inligting, jy moet al die vereiste velde gaan invul voordat hy hom vir jou aflaai, en dan is die koopie eintlik gedoen. Dan gaan jy 'n e-pos kry op hierdie selfoon, moet jy hom kry, of op die tablet, en dan laai jy hom af op hierdie foon of tablet, of wat jy ook al gebruik, en dan lees jy hom in die app. Dit is 'n baie nuttige en 'n mooi boekie, wat julle regtig sal help ook om vir julle kinders bietjie vrae te beantwoord en 'n bietjie inligting te gee rondom die coronavirus, wat ek dink regtig ook in hierdie tyd 'n groot behoefte is. En baie sterkte ook vir ons ouers en die kinders in hierdie tyd. En ook met die voortgang van die verbondsopvoeding. Ons gaan nou saam sing. Ons gaan sing uit lied 188 vers 1 tot 3, lied 188 vers 1 tot 3, en dan gaan ons saam bid.
dankie dat ons nou weer geleentheid het om ook met ons kinders ons katekisasiewerk te doen. Ons wil bid dat U ook hierdie belangrike deel van ons lewe sal seën, dat U ons sal toerus en dat U ons as die werktuie sal gebruik ook in die lewe van ons kinders. Ons wil regtig bid ook vir ons kinders in hierdie tyd wat soveel vrae het en ook soveel deurmekaarigheid beleef, net soos ons ouers, en hulle is dikwels ook het baie behoeftes wat ons nie altyd weet om aan te spreek nie, en ons wil regtig bid dat ons ouers ook die leiding van die Gees en die woord sal beleef in hierdie tyd, ook in die manier waarop hulle kinders in hierdie tyd ook opvoed en leer en geruststel. Ons vra dit van U in Jesus se naam alleen. Amen. Daar sê, dankie broers en susters. Ek hoop julle het almal 'n geseënde week wat vir julle voorlê. Totsiens.